hoofstuk 6. 2 Konings hoofstuk 6. En om die gedeelte in die Bybel te kry is baie maklik. 2 Konings is net na 1 Konings in die Bybel natuurlik. 2 Konings hoofstuk 6 in die Ou Testament. Twee Konings hoofstuk 6, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Lyk my almal het nou die plek gekry. 2 Konings hoofstuk 6, ons lees saam vanaf vers 1. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor U woon, is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan, en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak, om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met U dienaars. En hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. En toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water. En hy roep uit en hy sê, ag my Heer, dis nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi. En die yster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here onse God, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand weer hier by mekaar te wees, U woord oop te maak, en dan Here op hierdie kosbare gedeelte af te kom. 'n Gedeelte wat U vir ons laat opteken het. Nie net om te wys, Here, waartoe U in staat is nie, maar ook om te wys dat U omgee, dat U daar is vir U kinders. En Here, ons het so nodig om te weet, Here, ons is in U teenwoordigheid. So nodig om te weet, Here, U is besig met ons. En dankie, Here, dat ons maar net U naam kan aanroep en dadelik in U teenwoordigheid kan wees. En so weet ons ook vanaand, Here, dat U hier is. Maar Here, ons het ook nodig dat U met ons kom praat deur U woord. Daarom vra ons, Here, dat U vir ons vanaand die woord sal kom oopbreek. Here, dat U vanaand vir ons die woord lewendig sal maak. En dat U dit op elkeen van ons sal kom toepas, Here. Want Here, elkeen van ons hoor dieselfde woord, maar U Heilige Gees openbaar dit vir elkeen van ons, juis soos wat ons dit nodig het. Daarom bid ons vanaand dat dit ook so sal wees. Dankie Here dat ons kan bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir die herderspaar. Here, dat U hulle sal vashou, dat U hulle sal deurdra. En Here, in besonder met die woord wat elke week sal uitgaan, Heer, dat dit 'n getroue woord sal wees. Ons kom bid ook vir hulle waar hulle eersdaags as gemeente kerkraad moet verkies. Here, dat U die regte manne se name sal openbaar. Dat hierdie verkiesing wat gaan plaasvind, Here, dat dit U self sal wees wat daardie verkiesing gaan doen. En daarom bid ons, Here, dat U vir die gemeente sal wys wie hulle moet verkies tot kerkraad. Ons bid vir hulle wat siek is. Here, dat U by elkeen sal wees. Ons bid in besonder vir Tannie Girlie, Here, dat daardie partjies wat nodig is, dat U dit vinnig sal stuur.
dat U daardie operasie, Here, sal moontlik maak binne die volgende paar dae. Maar Here, ons weet ook dat U kan net 'n woord spreek en operasies is onnodig. Daarom bid ons, Here, dat U ook haar hart sal aanraak. Dat die dokters miskien nie eers nodig het om 'n pashandgeer in te sit nie. Maar Here, alles is in U hande. Bid ook vir hulle wat vanaand nie hier kan wees nie, hulle wat graag hier wou wees, as gevolg van watter omstandighede. Here, ons kom bid ook vir ons vissermanne. Here, dat U vir hulle sal vis stuur. Ons het gehoor dat hulle sukkel om vis te vang en dat die vis skaars is. Maar Here, U het eenmaal vir die disippels gewys wat hulle moet doen. En so bid ons, Here, dat U weer so 'n wonderwerk hier sal kom verrig. Want daardie vis is hulle brood en botter. Maar dankie, Here, ook vir vanaand. Dankie dat ons hier kan wees. Wil U dan met elkeen van ons spreek? Want Here, die gebed van ons hart is dat U sal spreek, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons teks van oordenking vanaand kom dan uit 2 Konings 6 vers 5 en daar staan: maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water. En wil ek vanaand met u praat onder die tema weg in die water. Weg in die water. Nou die afgelope tyd was daar nogal baie in die nuus oor die oorstromings wat daar bo was en in besonder in die Kruger Wildtuin. Omliggende areas is weggespoel en dit was groot nuus gewees. Mense is gewaarsku en gesê, hoor julle moet oppas. Moenie die natuur se krag onderskat nie. Moenie die krag van water onderskat nie. Want water is nogal sterk. En mense kan maklik meegevoer word en dit kan selfs lei tot lewensverlies. En ongelukkig was dit dan so gewees. Ten spyte van al die waarskuwings wat daar was, het mense nie geluister nie. Water is baie belangrik. En wanneer mense water hoor, dink hulle gewoonlik aan doop, maar in die Bybel is daar baie tekens van water, waar water gebruik word. Die Here Jesus sê, hy is die lewende water. Maar vanaand gaan ons kyk na hierdie gedeelte, en die profete seuns was daar besig gewees. Toe ons begin lees het ons gesien dat die plek waar hulle gebly het, was half en half te klein vir hulle. En hulle wou die plek laat uitbrei het. En daarom gaan hulle af en gaan kap hulle bome af. En terwyl hulle kap, is hierdie een man besig, en terwyl hy kap, val die yster af, in die water in. En nou sit hy met 'n dilemma, want die yster is af, hy kan nie verder kap nie. En buiten dit, hierdie byl was aan hom geleen. Hy was hier in diens van God, besig met die werk van die Here, en nou tref hierdie ramp hom. Daai yster is buite sy bereik. Miskien kon hy nie swem nie. Miskien het hy daar in die middel van die rivier geval waar dit baie diep was. So baie dinge wat kon gewees het. Maar die Bybel sê vir ons, dit het in die water geval en hy het uitgeroep vir hulp. Hy kon nie daarby kom nie. En dan roep hy uit: my Heer, help. Nou in die begin was dit vir my nogal interessant geweest, waar ons hierdie gedeelte begin. Kom die profete seuns en hulle sê, Elisa, jy moet asseblief saamgaan. En Elisa sê, ek sal. Kort af, kort woorde, 'n man van min woorde. En dan gaan hy saam en ek dink dit was God se plan, want die Here wou vir hulle iets wys. Dis juist hoekom Elisa saamgegaan het. En dan gebeur hierdie groot storie. Die byl breek. Sy kop is in die water. En dan lees ons, ag my Heer, dis nogal geleen. In die volgende oomblik, 'n wonderwerk.
Die Here gebruik vir Elisa en hy wys vir hierdie profete seuns of mens kan amper maar sê hierdie toekomstige predikante juis dit wat God kan doen. 'n Wonderwerk. En weet jy wat? Wonderwerke gebeur vandag nog. In die jare 1975 tot 1979 het die kommunistiese party beheer gehad in Kambodja. Hulle leier was die marxistiese diktator met die naam van Pol Pot. En in hierdie tyd het duisende mense gesterf. Hulle het wreed gesterf. Daar was 'n 19-jarige meisietjie met die naam van Koen Pohat. En daar was nog 100 ander Kambodjane wat saam met haar gevlug het. Hulle het gevlug vir die kommunistiese soldate en hulle is daar in die woud in die nag. En ten spyte van die natuur en al die dinge wat teen hulle was, het hulle geweet, ons moet vlug. Op wonderbaarlike wyse maak hierdie 19-jarige meisie en 100 ander mense dit na veiligheid. Hierdie meisietjie het later vir die sendeling Maxine Stewart vertel, dat terwyl hulle so deur die woud gestap het een aand, en dit naderhand begin pikdonker word het daar klomp vuurvliegies begin saamdrom. En hierdie vuurvliegies het voor hulle uitgevlieg, en vir hulle die pad na veiligheid toegewys. 'n Ware getuienis van vuurvliegies wat mense vat na veiligheid. Later neem hulle die meisie daar na hulle aanbiddingsplek toe en sy sien 'n prent daar binne en sy sê, dis die man wat saam met ons gestap het. En toe die sendeling kyk, toe sien sy dis 'n prentjie van die Here Jesus wat voorgestel word. 'n Ware getuienis van wonderwerke wat vandag nog plaasvind. Hierdie was in die jare 70 gewees. En vandag is daar nog so baie wonderwerke wat gebeur reg rondom ons. Die ding is, ons dink maar, dis toevallig. Of ja, dit het maar net gebeur. Terwyl ons nie besef dat God se hand in so baie dinge is nie. Die profete seuns was daar by 'n wonderwerk en hulle kon sien, want dit wat voor hulle oë gebeur het, was eintlik onmoontlik geweest. Het jy al gesien dat 'n buil se kop kan dryf? Ek het nie. Maar hier doen die Here 'n wonderwerk. En vanaand gaan ons na hierdie gedeelte kyk, sodat ons ook daaruit kan leer, maar ook kan sien dat God vandag nog wonderwerke doen. So kom ons gaan kyk na die gedeelte. Ons eerste dan weg in die water, maar in diens van God. 2 Konings 6 vers 1 sê, en die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor U woon, is vir ons te nou. Hierdie profete seuns was eintlik profete in opleiding. Elisa was besig om hulle te leer van God en die woord. Mens kan amper maar half sê, hulle was by 'n seminarie of by 'n kweekskool. Elisa lei hierdie manne op. En dan word die kweekskool vir hulle te klein. En hulle wil graag self help. Hulle wil graag self die plek groter maak. Want hulle het geglo, dis wat die Here van hulle vra. Hulle het nie gevra vir lieksiede nie. Hulle het nie gesê, kom ons gaan daar na buite toe en ons gaan kry mense wat vir ons hierdie pragtige plek kan bou nie. Hulle het gesê, ons sal self gaan. Ons sal hierdie hout gaan kap. En dan sal ons self die plek groter maak. Hulle is in diens van God. En hulle besef dit. En hulle gee hulle alles. En dan gebeur hierdie tragedie. Nou baie keer is kinders van die Here ook besig met die dinge van die Here. En soms is daar dinge wat voor ons val. Soms is daar hindernisse wat voor ons kom. En dan sê ons, Here, maar ons is besig met U werk. Hoekom is hierdie hindernisse daar? Ons bid, Here, laat ons gemeente groei. Here, stuur van ons kinders. En dan sit ons en almal rondom ons met valse boodskappe en wat mense valse leerstellings gee. Hulle groei, maar ons ou kerkie staan stil.
Dan sê ons maar, Here, U het ons hier geplant. Ons is hier want U het ons gevra om dit te doen. Is nie alleen nie. Paulus het dieselfde ondervinding gehad. Ons lees in Romeine 1 vers 13, maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgenem het, om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die heidene. Paulus sê, hy wou kom na die gemeente, maar hy was verhinder. Ons lees ook in 1 Tessalonisense 2 vers 18, daarom wou ons na julle toe kom. Ek, Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. Jy sien, selfs Paulus het teenkanting gekry. Maar Paulus het nooit laat dit hom afskrik nie. Hy het voortgegaan met sy werk vir die Here. En dis die les wat ons moet leer. Ja, ons gaan teenkanting kry. Alles gaan nie altyd seepglad verloop nie. Maar soms wil die Here dit ook gebruik om vir ons 'n les te leer. Al wat ons moet doen, is om voort te gaan met die werk wat die Here vir ons gegee het. Ons moet deurdruk. En die Here is met ons. Maar dit bring my by die volgende, weg in die water, maar geleen. 2 Konings 6 vers 5. Maar terwyl een die bal kap, val die yster in die water, en hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. Hierdie profeteseun was so angstig om te gaan help. Hy het geweet, hy het nie die toerusting en daarom gaan soek hy. En hy gaan leen dit. En nou kom en hy weet, nou kan ek help. Ja, dis nie my toerusting nie, maar is aan my toevertrou en daarom kan ek gaan help. En dan, terwyl hy besig is, breek hierdie byl. En hy sê, ag my Heer, dis nogal geleen. Jy sien, vir die profeteseuns was hulle woord hulle eer. En ek is seker daarvan, toe hy die byl gaan leen het, het hy gesê, ek sal mooi na hierdie byl van jou kyk. Ek sal hom vir jou veilig in jou hande kom teruggee. En nou is hy hier op 'n stadium, en hy weet, hy sal nie sy belofte kan nakom nie. Want daai byl se kop lê in die water. En dis hoekom hy uitskree, ag my Heer, dis nogal geleen. Weet jy hoeveel mense het vandag so baie verskonings om die Here te dien, om vir die Here iets te doen. U gaan nou kerkraad verkies. En voor die tyd seker gaan mense sê, hoorie, wil jy nie op die kerkraad dien nie? Wat gaan die antwoord van die meeste mense wees? Ag, ek sien nie kans nie. Nee, iemand anders kan dit maar doen. Of die goeie ene wat deesdae sê, ek het my innings gehad, dis nou iemand anders se beurt. Terwyl die Here van ons vra, ek het jou nodig. Hoeveel van ons sal uitgaan en 'n byl gaan leen, sodat ons iets vir die Here kan doen? Ons is maklik met verskonings. En ja, hy is nie alleen nie. Moses, goeie verskonings gehad. Here, ek is swaar van tong. Sê die Here, maar Moses, moenie worry nie, ek stuur jou broer saam met jou. Ons kan baie verskonings hê. Ons kan so baie keer vir die Here sê, Here, maar ek kan nie iets vir u doen nie. Terwyl die Here ons in staat stel om dinge te doen. Die verskonings wat ons gebruik, is nie enige goeie verskoning nie. Iemand het een keer gesê, hy sal ongelukkig nie by daai vergadering kan wees nie. Toe sê hulle vir hom, die enigste verskoning wat jy kan hê om nie by daai vergadering te wees nie, is die dag met jou begrafnis. Maar dan moet jy ook aansoek doen om verskoon te word. Is nie regtig so nie, maar ons het te veel verskonings. Hierdie profeteseun het seker gemaak, hy is daar waar God hom wil gebruik. En dis hoekom die Here daai wonderwerk gedoen het. Dit bring my by die volgende, weg in die water, daarom die hulpkreet. 2 Konings 6 vers 5, en hy roep uit en sê, ag my Heer,
dis nogal geleen. Ek wonder wat het deur daai man se kop gegaan terwyl hy daar gestaan het. Moedverloorse vlakte. Maar hy roep. Hy sê, ag my Heer, Elisa, jy kan help, kom help. Bid tot die Here. Hy weet waarom hulp te kry, want hy weet waar is die man van God. En moontlik het hy al gesien hoe Elisa wonderwerke doen. Daarom roep hy. Maar wat doen ons wanneer dinge skeefloop? Gooi ons sommer net tou op? Sê ons, ag nee, wat iemand anders kan dit maar doen. Of druk ons deur? Koning Dawid sê in Psalm 121 vers 1. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk Israel, kyk die bewaarder van Israel, slymer of slaap nie. Dis die antwoord. Ons hulp kom van die Here, wat altyd daar is vir ons. Psalm 146 vers 3 sê, vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Miskien is dit die fout wat ons deesdae maak. Ons kyk na mense vir hulp, terwyl ons eintlik moet opkyk. Op na die Here toe kyk. Maar, dit bring my by die volgende. Weg in die water, maar 'n wonderwerk vind plaas. 2 Konings 6 vers 6. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy 'n stok afgesny, dit daarin gegooi, en die yster bo laat drywe. En hierdie hele hoofstuk is dit seker die meeste woorde wat Elisa gespreek het. Waar het dit geval? Hier. En Elisa vat 'n stok en hy sny dit af, en ek wonder wat het hierdie man gedink, wat gaan hy nou doen? En hy gooi dit in die water, en die volgende oomblik kom daai stuk yster so uit die water uit op, en hy dryf. Bo alle twyfel God se hand wat daarin was. 'n Swaar stuk yster word so lig dat dit bo op water dryf. Terug na Kambodja toe. 101 mense in 'n donker woud. En die Here stuur 4 vliegies. Nou ja, u kan sê dit was in die jare 70. Maar die Here is daar. Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Psalm 17 vers 6, ek roep u aan want u verhoor my o God. Neig u oor tot my, luister na my woord. Getuienis uit ons eie lewe uit. 10 Oktober 2017 is ek en my vrou vir ons hoeveelste honeymoon daar in Durban langs die kus gewees. Ons ry terug en dit reën so erg, ons ry terug en langs die pad is die pad toegemaak en ons staan daar langs die hoofweg. Nou vir die van u wat Durban ken, is daar by die Toyota garage, by die Toyota fabriek. Ons sit daarso. En die water stoot op en my vrou, ek sê vir haar, klim uit, gaan hierso op en gaan staan daar bo waar dit veilig is. My vrou klim uit die kar uit en sy stap daar op. En sy het plakkies aangehad. So terwyl sy daarso stap, sê sy, verloor sy die een plakkie en sy wou nog gryp en daar gaan die plakkie. Want die water het redelik opgestoot. So hier gaan die plakkie. En sy stap toe maar aan met een plakkie aan die voet. In die volgende oomblik kom die plakkie teruggedryf. En sy gryp daai plakkie en sy trek hom aan. Sy stap daai opdraande uit. Nou het jy al gedink, ag ja, die weer het verander of die rigting van die stroom het verander. Dit het nie. Die Here het daai dag 'n wonderwerk laat gebeur. En mense sal sê, ag nee, dis nie 'n wonderwerkie, dis nou maar toevallig. Dit was nie.
Die Here gee haar 'n plakkie vir haar terug. En buiten dit, daarna sit ons daarso. Dit was omtrent 10:00 die oggend, ons het daar gesit tot 3:00 die middag. Toe die water begin sak, stap ek daar na ons kar toe. Ons het op daai stadium 'n Ford Focus gehad. Nou moet ek vir sê, Ford Focus swem nie lekker nie, hoor. Maar die kar was 3/4 onder water gewees. Ons kom by die kar en ek sê, Here, kan ek net my vrou veilig by die huis bring asseblief? Draai die sleutel, daai Ford start. Mense maak oop, ons ry. Kyk al die karre rondom ons, almal het duike en almal is gestamp. Daai Ford Focus het nie een merkie op nie. Ons ry van Toyota Garage af, ons het daarso in die kerkgronde gebly. Ons ry van daar af tot by die huis. Toe ek by die erf intrek, gaan daai Ford dood en daar kom liggies aan en hy sê crash mode. Van daar af, seker so 20 kilos, as ek skat. 20-25 kilos. Het die Here daai kar aan die gang gehou dat ek my vrou veilig by die huis kan kry. En toe ons by die erf inry en my vrou die hek agter ons toestoot. Crash mode. Is dit nie 'n wonderwerk nie? 2 groot is eintlik 3 gewees, die ander ene sal ek later eendag vir u vertel. 2 groot wonderwerke op een dag. Wanneer ons besig is met die Here en die dinge van die Here, is hy met ons. En ons sê, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Ek onthou ons het daar langs die pad gestaan en ek het gesê, Here, hoekom gebeur dit met ons? En terwyl ek so bid, kom daar 'n kar by my so verby gedryf met 'n swart man met 'n klein kindjie binne-in. En die kind het gehuil. En dit voel of jy in 'n fliek sit, want dit gebeur so slow motion. En die kar kom so by my verby. En ek hoor duidelik, die Here sê vir my, wat maak jou beter as hierdie mense? Hulle is ook my kinders. Ons dink baie keer ons is verhewe bo dinge. Maar vandag kan ek vir julle getuienis gee van hoe die Here nog wonderwerke doen. God doen wonderwerke. Vandag nog. Maar dit bring my by die volgende. Weg in die water, maar nie verlore. 2 Konings 6 vers 7. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en het geneem. God doen 'n wonderwerk. Hy laat daai stuk yster weer dryf bo op die water. Maar het u gesien, hoor wat ek nou gelees het? Toe God die wonderwerk gedoen het, het daai profete seun nog 'n verantwoordelikheid gehad. Hy moes sy hand uitsteek en dit optel en dit terugsit. Ja, die Here het 'n wonderwerk gedoen, maar hy het ook 'n verantwoordelikheid gehad. En so wil baie van ons baie wonderwerke en sê, Here, laat 'n wonderwerk geskied, maar Here, doen u sommer alles, want ek hoef niks te doen. Die Here doen wonderwerke, maar u en ek het ook 'n verantwoordelikheid. En die grootste verantwoordelikheid is om binne die wil van God te wees. Want ek kan nie maar net in die wêreld gaan leef en dink die Here gaan my nou help nie. Ek moet binne God se wil wees. Dan doen die Here die wonderwerk. Gaan terug na die volk Israel toe. Die Here het gesê, as die priesters hulle voete in die Jordaan sit, dan sal hy oopgaan. Hulle het nie daar gekom en die Jordaan was oop nie. Hulle het 'n plig gehad. En so het elkeen van ons 'n plig. Ons moet seker maak ons is binne God se wil. Maar wanneer die Here 'n wonderwerk in ons lewens doen, moet ons ook getuig daarvan. Om vir ander mense hoop te gee. Maar ons moet uitkyk vir hierdie wonderwerke. Want baie mense sê altyd toevallig. Daar's nie 'n ding soos toevallig nie. Dis God wat 'n weg oopmaak. En die Here het daai wonderwerk gedoen en daai profete seun het bygestaan en hy het daai stuk yster opgetel. Bou reg gemaak en hom gaan teruggee. Want hy was geleen. Ons het 'n verantwoordelikheid ook wanneer die Here wonderwerke doen. Ek gaan afsluit. Ons lees van die profete seuns en hoe hulle gegaan het om hulle blyplek groter te maak. En terwyl hulle so opgewonde is en gesels seker, dis nou die prentjie wat ek sien,
opgewonde is en gesels oor hoe hulle die plek gaan groter maak, dan gebeur daar 'n tragedie. Maar in hierdie tragedie is God ook daar. En God laat daai yster dryf. En hulle kan voortgaan met hulle werk. En vir u en vir my is die les wat ons hieruit leer. Die Here doen vandag nog steeds wonderwerk. Al wat ons moet doen, is om hom aan te roep. Roep my aan, sê die Here. Mag die Here gee, dat ons gehoorsaam sal wees. En mag die Here ons oë oopmaak vir die wonderwerke wat hy elke dag doen. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, U is 'n God van wonders. En ja, Here, in die woord lees ons van baie wonders. Maar dankie Here dat U vandag nog daai selfde God is. Dat U vandag nog wonderwerke doen. Bid Here, dat U ons oë sal open, dat ons hierdie wonderwerke sal raak sien. Wees met ons asseblief Here in hierdie week wat voor lê, staan U ons naby. Ons bring die al die lof aan die eer. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.